is ek alweer terug, ouma. Goeiemôre. Eintlik moes ek blomme gepluk het, maar ek kon nie kry nie. Pluk liewer wors. En dan moes ek 'n mandjie met 'n bottel wyn en koek saamgebring het, maar die mandjies in die kombuis is almal te groot. Jy moet my uitvra oor my ore en my oë, Goed. Waarom is ouma se ore so groot? sodat ek jou beter kan hoor. Dis goed, dan kan ouma ook mooi luister. Ek lyk maar net soos Rooikappietjie. In werklikheid is ek Robin Hood. Des te beter, bring jou perd ook maar saam. En ek het sulke groot oë sodat ek jou beter kan sien. Dis my woorde. O. Ouma, hoekom is ouma se oë skielik so groot, hè? Sodat ek jou beter kan sien, my kind. En ouma, waarom is ouma se mond so vreeslik groot? Sodat ek jou beter kan opvreet. Bly hier, ek moet jou nog opvreet. Ek smaak glad nie lekker nie. As jy altyd pad gekrap, die hele toneelstuk te mekaar. Nee, wag so 'n bietjie. Ek dink ek is te oud om Robin Hood geduldig te agtervolg. O, ek is bly ek wil tog hê die wolf met jou opeet nie. Goed, dan sal hy nie. Ek dink ook dat ons wolf genoeg eet het vir vandag. Buitendien het my al heel ingesluk. Heidi, wie wat kan ons volgende keer speel? Sneeuwwitjie. Ja, maar ons het net vir Rooikappie. Ouma het nie vir ons Sneeuwwitjie gekoop nie. Hier, julle twee. Ek dink julle kan die wolf vir Sneeuwwitjie gebruik. Maar Sneeuwwitjie lyk nie so nie. Toe ek klein was, het ek ook 'n wolf gehad. Ek het tot die meermin met hom gespeel. Miau. Arme Sneeuwwitjie, miskien het 'n nare heks jou in 'n wolf verander. Of jy kan miskien soos die paddakoning wees. Arme lelike wolf. En sien ons maak vir hom net so 'n rok soos Rooikappie se. Dit sal maklik wees. My pop se rok is eenvoudig. Jy kan solank vir ons besluit wat 'n sprokies om te speel. Miskien kan ons die storie van die roos en die doring speel. Bedoel jy doringroosie? Ja, ek dink dis die regte een. As dit die een is wat die kok aan die slaap is, dan is dit die regte een. So. So moet 'n wolf mos lyk. Nou is hy baie mooier. Oh. Nou het ek die tafeldoek vasgewerk. Natuurlik, Adelheid. Verskoon my asseblief. Ek het nie geweet dat jy hier is nie. Ek is altyd hier. Wat steek jy daar agter jou rug weg? Sommer niks nie. Ek wou jou regtig nie skrik maak nie, Juffrou Rottenmeier. Ek is baie jammer. Wat moet dit nou voorstel? Genade, hoe afstotlik. Wat voel jy in die mou met hierdie groot muis, Adelheid? Dis nie 'n groot muis nie, dis 'n wolf en ouma het hom vir ons poppespel gekoop en ek het die kostuum gemaak wat hy aan het. Maar dis nou vir jou te sê, 'n wolf, né? Sal jy dan so vriendelik wees om vir my te sê wat jy met die wolf gaan doen? Ek neem aan jy is bewus dat ek geen diere in die huis stil nie, ook nie lapdiere nie. Gee hier. Mevrou Susan. Mooi gemaak. Dink ouma so. Natuurlik dink ek so. Ek het nie geweet jy kan so goed naaldwerk doen nie. Mooi. Jy het 'n puikstukkie werk gedoen, Heidi. Die wolf is nou baie mooier as voorheen. Kom, ons gaan wys aan vir Clara. Ons druk hom deur die deur en ons grom. Mevrou Susan.
Dis lankal tyd vir juffrou Clara se middagslaapie. Ek mag seker verwag dat u sal bepaal by die reëls van hierdie huis. Maar natuurlik, juffrou Rottemar, ek verstaan wat u bedoel. U wil nie hê Klaar moet hierdie afskuwelike dier sien nie. U het tog net nou gesê hierdie handskoenpop is afskuwelik, né? Nee, nou onthou ek weer. U het gesê afstootlik. Is ek reg? Ja, Clara, kyk net wat het hy met ons wolfpop gemaak. wou jy dan nie vir hom 'n Sneeuwwitjie kostuum gemaak het nie? Ja, dit moes 'n regte Sneeuwwitjie kostuum gewees het, maar toe ek weer na hom kyk, was hy nog altyd dieselfde wolf. Vir julle doel het die wolf besonder goed geslaag. Miskien moet ons vir die wolf ook 'n paar van die druppels gee. Dalk word hy dan so groot en sterk dat hy vir rooikappies kan vang. Alweer druppels. Ek het dan net gehad. Dit was vroeg vanmôre, Clara. Oopmaak. Kan ons nie net vanmiddag oorslaan nie? Ek wil dit nie. Clara, moenie nou moeilik wees nie. So sleg proe dit regtig nie. Dit smaak verskriklik. Ag, Clara, nou maak jy sommer net 'n bohaai. Ek weet wat, ouma. Ek kan na Clara se dokter toe gaan. Miskien weet hy van medisyne wat beter smaak. Druppels wat lekker is, ek Clara moet drink. Mag ek, ouma? Nee, ek weet nie so mooi nie. Kan ons jou alleen stuur? Dink jy sal dit kan regkry? En hoekom nie? Dis mos nie moeilik nie. Ja, maar Johan moet jou neem. Miskien kan die dokter dan sommer vir ons sê wanneer Clara weer uit die bed mag opstaan. Totsiens. Op hierdie vriendinnetjie kan jy trots wees, Clara. Sy's so lief. Nou is dit jou beurt om haar weer bly te maak. Hoe? Waarmee kan ek haar dan bly maak? Dis maklik. Drink jou medisyne, dan hoef jy nie meer in die bed te bly nie. Dan kan julle weer lekker met mekaar speel. Kom nou, sluk dit hiermee weg. Sleg. Bitter en aklig. Ek weet, maar dit help, Clara. Hallo? Aha, wie het vandag kom kuier? Dis 'n aangename verrassing. Of is jy siek? Ek dink so, ja. Ag so, dis wat jou pla. Toe maar dit byt nie. Ek het gedink dit is 'n spook. Kan u die medisyne nie 'n bietjie soeter maak nie? Miskien hou Clara dan meer daarvan. Sy drink nog steeds baie min. Miskien drink sy dan alles op een slag op en as sy meer medisyne drink, dan sal sy mos gouer gesond word. Dit het niks daarmee te doen nie. Sy moet eintlik van self gesond word. Die medisyne wat ek haar gee, kan net die proses 'n bietjie verhaas. Ek is net 'n dokter, nie 'n towenaar nie, al sou dit prettig gewees het. Buitendien mag Clara net die aantal druppels neem wat ek vir haar voorskryf. En mens speel nie met medisyne nie. As mens te veel daarvan drink, kan dit selfs baie gevaarlik wees. Ek sal dit net nou vir Clara vertel. Clara behoort teen die tyd baie goed te weet. Ek het dit al dikwels aan haar verduidelik. Soms sal sy net nie luister nie. Nou ja, dit kan 'n mens verstaan. Die arme kind sit die hele dag in die huis en eintlik sou sonskyn en vars lug vir haar die beste wees. Sonskyn en vars lig. Die dokter het gesê sy het nie soveel medisyne nodig nie, eerder sonskyn. Maklik. Ons moet net sonskyn kry. Johan, hoe vang 'n mens sonskyn op? Ek het nie die vaagste benul nie. Ons sal dan net 'n plan moet maak want hy het gesê Clara het sonskyn nodig. Oh, sonskyn, ons. Waarom?
Sonskyn is mos nie ons nie, dis wonderlik mooi. Ag toe Johan, laat ons sonskyn huis toe neem. Kom nou Heidi. Is jy ernstig? Ja, ons ry woud toe en gaan al sonskyn. En hoe as ek mag vra? Ek weet nog nie hoe nie, maar ek sal 'n plan maak. Jy moet my net na die woud toe vat, oor die sonskyn moet jy jou nie bekommer nie. Ek sal dit vang. Dankie. Heidi, jy moet nou opskud asseblief. Anders is daar weer moeilikheid met juffrou Rottenmeier. Ek is besig om blomme te pluk. Waarom help jy my nie, Johan? Blommepluk. Dat ook nog. Maar dis mos die klein meisie uit die stad daar hoorkant. Haai daar. O, dis julle twee. Jy het toe weer 'n keer hierheen gekom. Ja. Het jy jou vriendin vandag in julle koets gelos, hè? Clara moes die keer by die huis bly, sy siek. Ek het vandag alleen hierheen gekom. Moet Clara die hele dag in die bed bly? Ja, daarom is ek nou besig om vir haar blomme te pluk. Ek ken 'n plek waar daar nog baie mooier blomme groei. Waar? Wys dit dan vir my. Daar by die stroom waar die vrouens altyd hulle wasgoed was. Daai plek. Maar 'n mens moet 'n hele ent loop. Kom saam, ons sal vir jou wys. Hier is ons. Daaronder. Hoe mooi. Kyk net die kleure. Dit was regtig die moeite werd. Baie dankie. Wie wat ek het 'n plan. Kom. As Clara net hier kon wees en dit alles self kon sien. Ek dink dat die nuwe seep wat Lisa uit die stad saamgebring het baie beter was as die oues. Die vlekke kom makliker uit. Maar die ander seep moes mens vir ure lank vreeslik vryf. My arms het daarna so gepyn van die moegheid. Daar is dit. 'n Mens kan dit tog vang. Ek het dit geweet. Mag ek die mandjie saamneem? Ek wil dit hê om my blomme in te dra. Ek het so baie dat hulle nie meer in my voorskoot pas nie. Het behoort aan niemand. Neem dit gerus. Dit lê buitendien al weke in die water. O, baie dankie. Dis gaaf, want ons het iets waarvoor die mandjie sal nodig kry. Nou die dag het jy baie gesoek na so iets. Natuurlik, ek weet wat jy bedoel. Hier. Daar sê hulle is binne gevang. Ons het hulle. Versigtig met die deksel. Dankie, dit was baie gaaf van julle twee. Groete aan Clara. Ja, ek sal sê dit kom van julle. Tot volgende keer. Tot ziens. Tot
nou eintlik? Ja, Waar het hulle die hele middag gebly? Juffrou Rottenmeier is alweer rasend van woede. ja, natuurlijk. Ek gaan so lank oopsluit. Versigtig. O nee. Moenie struikel nie. Dis Adelheid, kyk nou net. Hoe verblydend. Ek is ingelig dat jy net dokter toe wou gaan. 2 blokke ver. Aha. Wat is in daardie mandjie? Ek wil onmiddellik weet wat daar in hierdie mandjie is. Katte? Aangesien die kind haar tong verloor het, sê jy vir my, Johan. Hoe dit ook al mag sê, ek het nie die vaagste bedoel nie. Dit moet 'n verrassing vir Clara wees. Hou jou asseblief hieruit. Johan, wat het julle in hierdie mandjie? Nou ja, ek weet ongelukkig glad nie. Dis 'n baie groot geheim. Genade, hierdie soort geheime ken ek maar al te goed. Nie sal hy dit 4 bene krap en ruik te afgryslik. Vat dit dadelik hieruit. Uit! In hierdie mandjie is daar sekerlik 'n klomp katte. Is ek reg? Nee, u is nie reg nie. In hierdie mandjie het ek sonskyn saamgebring en sonskyn is goed vir Clara, dit het die dokter self gesê. Hy het gesê dis nie goed om altyd binne te wees nie. Clara moet sonskyn en vars lig hê. Daarom het jy sonskyn saamgebring. Oh, mevrou Seseman, probeer u vasstel, ek is magteloos. Wie weet wat hierdie vreeslike kind in die mandjie weggesteek het? U het dit mos self gehoor, dit is sonskyn. Hy het dit vir Clara sonskyn saamgebring volgens die dokter se voorskrif. Ek is in 'n malhuis. En miskien is daar 'n paar mooi aardbeie by. Nee, juffrou Rottenmeier, daar is nie een slang by nie. Ag, Jan. Wat is dit dan? Is dit miskien paddas? Paddas hop altyd so prettig deur die gras. Nee, dis ook nie paddas nie, maar ek kan mos nie sê wat dit is nie. Dis mos 'n verrassing. Sê gou. Ek brand van nuuskierigheid. Dis selfs beter as paddas of slange. Kom Sebastian, vat die mandjie na Clara toe, maar versigtig, moenie die deksel afstamp nie. En nie te veel skud nie. Loop baie versigtig. En sluit die venster sodat dit nie koud kry nie. Dis baie sensitief. Heidi, elke oomblik 'n nuwe idee. Is dit nie heerlik om so jonk en sonder sorge te wees nie? Sonder sorge. Dit was wonderlik, Heidi. Baie dankie, Heidi. Dit was 'n wonderlike verrassing. Oh, dit was pragtig. Ek sal dit in my hele lewe nooit vergeet nie. Vrolike bont skoenlappers oral rond. Kyk weer in die mandjie, Clara. Ek het nog iets moois vir jou saamgebring. Die 2 seuns het al die skoenlappers gevang, maar ek het al die blomme gepluk. Ek wil graag weer wou toe gaan, Heidi. Dit was so mooi daar. Dan moet sy eers gesond word, né? Lekker.
U sal sien Clara word nou elke dag 'n bietjie sterker. Die kind uit die Switserse Alpe is 'n ware seun vir Clara. Dit is sy vir ons almal. Dis vir my 'n groot verligting om te weet dat Heidi by Clara agterbly. Nou kan ek met 'n geruste hart terug aan huis toe. Wil jy alweer weggaan hiervandaan of mevrou Seseman? Weet die kinders dit al en hoe reageer hulle daarop? Dis die probleem. Ek het nog nie dit oor my hart kon kry om hulle te vertel nie. Maar daar's geen ander manier om dit te doen nie. Môre moet ek hulle vertel. Dis 'n slag vir Clara. Dit sou beter wees as jy vir altyd hierheen kon kom. Clara het jy baie nodig, mevrou Seseman. Clara en Heidi weet nog nie dat die heerlike tyd saam met hulle ouma nou einde se kant toe staan nie. So sorgloos soos altyd bring hulle die dae deur met speletjies, sang en stories vertel. Nie een van hulle dink ooit daaraan dat die ouma moontlik eendag weer sal weggaan nie. Maar die dag breek toe tog aan. En vir Heidi en Clara is dit 'n vreeslike teleurstelling. Heidi se hart is baie seer oor die afskeid en dit lyk asof niks op aarde haar kan troos nie. Maar soos gewoonlik weet mevrou Seseman weer wat om te doen en sy beplan 'n verrassing vir die twee. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer. Hi.